Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Die tweede aspek van die heil in die Nuwe Testament wat deur Prof Koenig bespreek word, is die toekomstige heil. Hy gaan soos volg voort. Waarna ons nou moet kyk, is die toekomstige apokaliptiese of bonatuurlike deurbraak wat Jesus en die apostels verwag het. Dis in elk geval vreemd om 'n situasie te kry waarin die Here en sy gawes losgemaak is van mekaar. Hoe kan dit nou aanvaarbaar wees dat 'n mens in gemeenskap met die Here leef, maar juis daarom sy gawes ontbeer en juis daarom vervolg word? Dit kan tog onmoontlik die finale situasie wees. En natuurlik is dit ook nie. In die Nuwe Testament het ons 'n tydelike noodsituasie wat wag op opklaring. Daarom is een van die grootste sake wat deur die Nuwe Testament loop, die verwagting van 'n nabye wederkoms. Hierdie ongekende spanning kom sterk na vore in Paulus se Romeinebrief. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Die Engelse vertaling van die laaste sinnetjie lui: Now that we are saved, we eagerly look forward to this freedom. Daar wag 'n toekoms. En dit is onmoontlik vir die kinders van God, wat weet hoe die heil in die Ou Testament gelyk het, om die onnatuurlike situasie van die Nuwe Testament as finaal te beskou. Die situasie waarin ons op God se aarde permanent sy gawes moet ontbeer. Gelukkig spel die Nuwe Testament in bonatuurlike beelde uit hoe die heil uiteindelik sal lyk. En ons sal sien die heil skakel eintlik in die toekoms oor in 'n ander rad. Maar net hier kan ons maklik 'n fout maak. Die hoë rad is nie geestelike heil teenoor die aardse heil van die Ou Testament nie. Dis nie waar dat die Ou Testament nog aards, tydelik, stoffelik gedink het, maar dat ons nou 'n geestelike verwagting het van ewige hemelse geluksaligheid nie. Die toekomstige volmaakte heil is net so aards en fisiek as die in die Ou Testament. Die oorskakeling lê op 'n ander vlak. Dit gaan om die verheerliking, maar daarna kyk ons later. Kom ons kyk eers na die aardsheid van die toekomstige finale vorm van heil. Hoewel ons in die Nuwe Testament die nuwe verwagting het van die opstanding, is dit nog steeds 'n liggaamlike opstanding. Dit is dus mense wat in die toekoms die volle heil sal geniet. Dit gaan, net soos in die Ou Testament, nie om sieleheil nie, maar om menseheil. En dit is opvallend hoe hierdie liggaamlike opstanding beklemtoon word. Paulus sit selfs op hierdie punt die hele evangelie op die spel. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes, sê hy in 1 Korintiërs 15, vers 16 tot 17. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om te bly glo en te bly hoop dat die slegte wat ons nou moet deurmaak, omdat ons in U glo, sal verbygaan en U gaan vir ons 'n heerlike toekoms gee, wat ons weer sal beleef in ons opgestane liggame en die ewige lewe. In Jesus se naam. Amen.